Goeiemôre, 29 Augustus, Vrydag. Ek gaan nou gou praat oor antwoorde oor lewe hier in Amerika. Eerste vraag reguit, polisie. Ek's 'n polisieman en ek studeer 50, 'n kaptein in die polisie. Sal ek daar kan werk as in 'n sheriff kantoor of so, want ek seker te oud om aan te sluit. So, vir die polisie in Amerika, enige law enforcement, polisie, sheriff department, state troopers, enige van daai, jy moet 'n balansburger wees. Jy kan nie law enforcement join as jy permanent resident is nie. Met ander woorde, jy gaan binne 'n jaar jou green card kry as jy 'n refugee is en dan daarna 5 jaar op jou green card voor jy 'n burger word, dan eers kan jy aansluit. Nou die nice ding, die meeste police afdelings en sheriff departments en so, het nie 'n afsny ouderdom vir oudheid nie. Maar dat jonk, jy kan nie start as jy nie 25 is nie. Party 21, party 25. Maar dit het nie noodwendig 'n afsny ouderdom nie. So jy kan as jy 'n burger is, maar die meeste van daai wat die ouer mense invat, is wat ouens wat klaar experience het as polisman, en jy het obviously as 'n Suid-Afrikaanse polisman, kan jy daai goed bring. Maar kan jy in 'n polisiekantoor gaan werk, in 'n sheriff kantoor gaan werk, siviele werk doen, met jou experience hulle help, en jy definitief so gaan in en gaan sien die sheriff of die police chief daar en sê, dis my experience en so aan, kan julle my gebruik vir iets intussen ek nog nie 'n burger is nie, ek hoef nie law enforcement te wees nie, maar kan help met ander goeders. Gaan try dit altyd. Iemand vra oor, hoe is dit moontlik dat jy 'n voltydse werk in Amerika het, maar jy het nie bediendes nie, hoe kry jy jou huis skoon en al daai goeders reg? Nou, ek wil nou niemand insult hierso nie. Elke het sy eie lewenstyl en hoe hy dinge doen. Ek het my hele lewe lank nog ooit bedienis gehad, ook in Suid-Afrika nie. Daar het ek 'n voltydse werk gehad, ek en my vrou, en ons huis was baie netjies en skoon, en die tuin was netjies en skoon. Hier in Amerika dieselfde, ek en my vrou het voltydse werk, ons huis is altyd skoon en ons tuin is altyd netjies. So, raak maar gewoond daaraan, maar jy kan, niks keer jy om 'n bediende hier te hê in Amerika nie. Het gaan nou net nie 'n swartetjie wees nie. En jy gaan dit ook net nie met minimumloon doen nie, jy gaan dit moet betaal daarvoor. So, as jy wil dit bediende sê hierso, jy kan 40 bediende sê as jy wil, jy gaan maar net betaal daarvoor. En tuindienste is oralste beskikbaar. Is daar braaipap en mieliemeel? Mense vra dit baie nogal en ek verstaan dit, want dit is iets wat ons weet vir ons na in ons harte lê. Ja, hier is braaipap en mieliemeel, ons maak pap saam met ons braaivleis baie gereeld. Dit word nog nie braaipap genoem nie, want hulle praat nie Afrikaans nie. Word grits genoem, maar is dieselfde ding. Wat het jou laat besluit om White House in Tennessee toe te gaan? Is dit 'n beroep of iets? En dan selfe vraag verder, het iemand gevra, hoekom is jy uit Florida uit? So, toe ons na Amerika aankom, is ons in Florida by Orlando vir die eerste 6 maande. En die hoofrede hoekom ons getrek het uit Florida uit na Tennessee toe, is eenvoudig, ek kon net nie asemhaal daar nie, dit is te warm en humid. Die humidity is baie hoog in Florida. En, selfs in die winter is dit baie hoog en warm, en die somer, jy kan nie voor 8 uur die aand uit die huis uitkom nie. Het is baie warm, so dis die hoofrede hoekom ons getrek het. Ek kon werk kry in Nashville, maar ek het gekies White House, want ek woon nie in 'n groot stad bly nie. Ek het net op die map gekyk, wat is 'n klein dorpie buitekant Nashville, toe sien ek noord, 20 myl noord is daar 'n klein dorp in die middel van nowhere, en nie tussen die plase, en dis wat ek gekies het, en dis waar ons gaan bly het. Dis so maklik jy partykeer in Amerika kan kies waar om te bly, jy kyk soms op die map, wat is 'n lekker plek. My 25-jarige dogter, soek 'n veilige plek waar sy kan financial accounting doen. So, kyk op LinkedIn, as sy hier aankom, wie het financial accounting jobs, waar is dit beskikbaar, en dan soek jy, en jy kan navorsing doen om te sien wat is veilige plekke en so. Laat ek sommer gou oor 'n lys gaan hier by jou. Hier in Amerika, as jy navorsing doen, sal jy sien die 25 most dangerous cities in Amerika, en as jy kyk na hulle demographics, dan sal jy sien hoekom is hulle die most dangerous cities, want meeste van hulle is 70% swart en so, en dis toevallig waar hulle is, waar die crap is. Memphis, Tennessee is sommer nommer 1, hy is so 4 ure hier van ons af. Oakland in California, St. Louis in Missouri, en ek was al baie van hierdie plekke, die tye wat ek daar was as besoeker of nie deurgery, het ek nie iets opgetel nie, maar dit is daar. Baltimore is nou nommer 4 op die lys. Tydens COVID het die Baltimore Mayor op die nuus gekom. 7 uur die aand, national nuus, toe vra hy asseblief die gangs op mekaar skiet, want hulle die beddens in die hospitale nodig vir COVID-pasiënte, hulle let die ouens die plek vol wat vol skietwonde is.
Detroit nommer 5 was eers nommer 1. So daar's 'n klomp, Cleveland, Ohio, New Orleans, net my gou deurgaan, Little Rock, Arkansas, Myrtle Beach, Birmingham, Alabama, ek was daar a couple of weeks ago gewees. Ons het niks opgetel terwyl ons daar was vir 3 dae nie, maar dis op die lys. En is op die lys vir die crime rate. En as jy switch na die moordsyfer, die stede met die hoogste moordsyfer, Memphis nommer 1, St. Louis, Baltimore, Washington DC, Birmingham, Alabama, Virginia Beach, Philadelphia, St. Louis, Kansas City, Richmond, Atlanta, Indianapolis. So dis die stede wat jy maar moet vermy as jy kan. En as jy vat, dis die moordsyfer in die stede is hoog, soos Memphis se moordsyfer is die hoogste. En nog steeds is al die moordsyfers laer as die moordsyfer in Suid-Afrika. Soos byvoorbeeld, die top 4, Memphis, St. Louis, Baltimore en Washington DC, hulle moordsyfer is redelijk naby aan die moordsyfer van Suid-Afrika. Maar dan as jy gaan na verder af, Birmingham, St. Louis, Kansas, Richmond, Atlanta, hulle is klaar halfte minder as Suid-Afrikaanse moordsyfer, en dan plekke soos waar ons bly. In my dorp waar ek bly in White House, moordsyfer 0. Ons het nog nie 'n moord gehad in ons dorp van hulle rekords gedoen het nie. So het hang af waar jy gaan bly. Jy kan net rondsoek. Is daar beperkings om verder te gaan studeer? Geen. Daar's niks wat jou keer om hier te kom en verder te gaan leer nie. Ek het gaan studeer eers toe ek 42 jaar oud is. Toe join ek 'n college, 'n universiteit, en ek gaan doen my associate's degree in 2 jaar. Volgende 2 jaar daarna te doen ek my bachelor's degree, en die volgende 2 jaar daarna te doen my master's degree. Ek was 48 toe klaar. So niks keer jou nie, om enige iets verder te gaan studeer nie. Soos hierdie dame vra, ek wil byvoorbeeld iets by veearts of so gaan studeer. Jy kan, onthou jy gaan net die minimum requirements moet hê vir enige iets. Medies of daai, jy gaan nog steeds daar seker goed wat jy moet deurgaan om daai proses te volg, en as jy die kundigheid en die knowledge het en die wil om te studeer, en seker goed gaan meer kos as ander goeders, en jy kan beurse kry en so aan, of hulp kry in lenings, maar niks keer jou as jy bly om verder te studeer nie. Onthou net een ding, die refugee program gaan jou nie help om te gaan betaal om te gaan verder studeer nie. Dat is jou help om goed in gang te sit, maar hulle gaan nie betaal daarvoor nie. Ek worry oor my kinders 4 en 9, sal hulle aanpas. Hulle gaan beslis aanpas, vinnig. Jou 4-jarige kind gaan baie vinniger aanpas as jou 9-jarige kind, maar hulle gaan albei baie vinniger aanpas as jy. So, kinders, jy sal verbaas wees hoe vinnig pas hulle aan. Kind is 'n kind, man, hulle vang maatjies gou-gou. En met die taal, moenie oor die taal worry nie. Ek weet party Afrikaanse kinders sukkel met die Engels. Jy het net Engelse maatjies en jy's elke dag in die Engelse klas. 2 maande vanaf is hulle ver beter in Engels as jy. So, en dit het ek gesien. My dogter is hier gekom, sy was 2,5 toe ons hier gekom het. En sy is obviously sy ken net Amerikaanse Engels. En as haar eerste taal is Engels, want sy praat na slaap in Engels. Maar sy praat Afrikaans ook met ons, maar sy is ver beter in Engels as ek of my vrou, ver beter. Want dit is al, was sy onder opleiding inkry, jy weet, skoling inkry. Wat is die typiese inkomste vir 'n gesin van 4 dan, 'n pa en 'n ma en 2 kinders? Soos ek sê, ander keer, dit hang af waar jy bly. As jy al 2 voltydse werk hier kry en jy is 'n gesin van 4, kyk man, dan gaan jy soos konings kan lewe. Al is dit 'n laer inkomste werk, jy sal nog steeds, as al 2 van jou ouers werk, jy gaan definitief soos baie goeie lewenstyl kan hê. As jy in die US van werk verander, gee jy net 2 weke kennis, is dit waar? Ja, jy kan hier, party mense bedank hier, hy sê vandag, ek bedank vandag, ek kan nie meer vir jou werk nie, ek gee net my 2 weke kennis nie, want ek begin môre by 'n ander plek, en dan waai, en so, meeste mense gee 2 weke kennis, sodat jy 'n goeie relationship met daai ou wat jou net voor gewerk het, kan behou, miskien by later terugkom, so, baie companies sal wel hou daarvan as jy vir hulle 2 weke kennis gee, so hulle kan begin plan maak om iemand te replace, maar dit is nie verpligtend nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Dit is net 'n goeie relationship tussen jou en die ou. En is wat die mense doen. Gee 2 weke notice. Ek het al ons by my gewerk het bedank en gee hulle my 2 weke notice en dan het ek hom sommer gesê dieselfde dag, toe maar dan gaan jy hoef nie eens in te kom vir die res van 2 weke nie, want hy het bedank oor, hy is besig om moeilikheid op te tel, en ek dink hy gaan probeer 'n moeilikheid maak, en sê ek vir hom, maar gaan jy, ander keer ou bedank,
en hy gee 2 weke notice en praat ek met hom, kan jy miskien bietjie langer aanhou? Ja, ek kan bietjie langer of nee, ek kan nie. Dan jy onderhandel met jou baas, maar dis wat dit is. Is dit waar dat Ramaplakker die refugee program gestaak het of geban het? Ramaplakker kan boggerol aan die refugee program doen nie. Dis nie sy program nie, dis 'n Amerikaanse program. Hy kan niks absoluut, die Suid-Afrikaanse regering kan absoluut niks doen aan die refugee program nie. Hulle kan dit nie blok nie, hulle kan dit nie goedkeur nie, hulle kan niks doen, dit het niks met hulle te doen nie. Dis 'n Amerikaanse program. So, jy doen aansoek vir refugee by Amerika, nie by Suid-Afrika nie. So, Ramaplakker kan maar try wat hy wil, hy kan dit nie ban nie. Hy kan dit moeilik maak vir die mense om te gaan, met ander woorde, vir die soos wat hy nou gemaak het met die ambassade van Amerika, wat wou mense ingekry het, wat kom help met die, uit hulle visas gestop, geblok het, en hy kan inkom nie. Jy weet, hy kan dit probeer moeilik maak, maar hy kan dit nie ban nie. Is daar genoeg varswater hengelplek in Tennessee? Ek gebruik Google Maps en zoom in. Hier is so baie water in Amerika, jy sal dit glo nie. Hier is lakes en riviere, oralster. Nou nie Midwest en na die Weste is dit meer droog, maar even daar is lakes en goeters. In Tennessee is daar baie varswater. Baie varswater hengel. So, wat Google Maps, zoom in en kyk jy, sien jy vir jouself, dan sien jy verbaas wie so baie water is in Amerika. Is daar plekke waar mens groenteboerdery en tonnels kan doen? Jy kan groenteboerdery enige plek doen. So, jy kyk na in die tonnels is maar climate control en so aan. En basies, as jy kan kyk na die landse of die plek se weerpatrone en hitte en koue deur die jaar, enige plek kan jy vir jou, so niks verhoed toe, jy kan enige plek gaan opsit, waar dit vir jou sal werk. So, kyk maar net rond, jy sal enige plek, jy doen jou eie navorsing vir dit. Hoe is die tweedehandse kartbedryf, die pryse en versekering, en hoe is die beskikbaarheid van tweedehandse karre? Is groot, tweedehandse kartbedryf is groot, karre is goedkoop, jy kan goeie karre vir goedkoop kry, versekering is goedkoop, beskikbaarheid oralste, mense doen karre oop, koop karre persoonlik by ander mense op Facebook of Marketplace en so aan, maar die tweedehandse bedryf is groot, die ouens adverteer karre, dan sê hulle nee, okay, die kar is met $5,000, jy doen $1,800 down payment en jy betaal die res, en is spesifiek vir mense met laer inkomste, maar is dit bietjie hoor rentekoers daarop, so die mense wat lae inkomste het, dan is hy $1,500, die kar is gewoonlik het $1,500 werd, of jy kan koop vir dit, so die ou gaan vir jou verkoop, down payment $1,500, nie betaal hom nog tot by $5,000, so dis so hulle geld maak. So die karre is heel goed, as jy uit die hand uitkoop by mense, kan jy partykeer goeie deals ook, maar jy moet rondshop met kar koop, moet nie net eerste kar wat jy sien vat, jy shop maar rond, vat die kar vir die test drive, check hom, en die lekker ding is, hulle moet allemaal rekords hê, en jy kan nie vervalste rekords hê. Dit is nie soos in Suid-Afrika, waar jy baie vervalste rekords op karre kry nie, hier is dit nogal redelijk betrouwbaar. En dan, die laaste vraag, wat is die algemene gevoel teenoor Suid-Afrikaners daar in Amerika? Die mense like ons. Oorals ek gaan, mense wil altyd vraag, waar is jy vandaan, hoor my accent en so aan, en ek het nog nie een Amerikaner ontmoet van die 17 jaar wat ek hier bly, wat niks like van Suid-Afrikaners nie, of ons spesifiek wit Suid-Afrikaners nie, nog nie in nie, so moenie oor daai ding worry nie, die mense se gevoel is fine. Jy gaan obviously sien video's van mense wat hier die refugee program weet goed boei maak, maar dis gewoonlik liberals wat nou net omdat Trump dit opgesit het, is dit nou 'n groot probleem om die rebels, maar hulle weet tog nie, en ek het al nooit teruggekom nie. So moenie worry oor daar nie. So dis my antwoorde vandag op die lewe hier in Amerika. Gooi op hierdie video nog vrae, dan gooi ons dit so 'n paar dae verder antwoorde vir dit. Baie dankie, geniet die dag.